Hallo julle, en hier is ons weer vir dele van die liggaam, nee, episode 2. So as julle nog in nommer 1 gekyk het, stop nou en gaan kyk nommer 1. Want hy is ons makliker weergare. Ons gaan nou 'n bietjie dieper delf in die liggaam se dele. Goed, ons liggaam is bymekaar gesit deur klomp dele. En daar is hoofdele in hierdie liggaam wat maak dat ons goed kan beweeg, kan kommunikeer en gesond is en laat ons liggaam reg kan funksioneer om daaglikse take te kan verrig. Ja, ek hoop ek het nou 'n bietjie te hoog gepraat het. Julle weet wat ek bedoel, nee. Goed, so kom ons kyk na 1 Timoteus 4 vers 8. En daai deel sê, liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nut, is goed vir baie. So eintlik wat dit daarby wil sê is, dis goed laat ons oefen en ons liggame gesond hou, want dit is nodig om ons liggame gesond hou, oefeninge, nee? So almal weet dit, ons leer dit by die skool, en dit is so. Maar wat die Here eintlik hier probeer sê is, dat ons liggame gaan eendag nie meer tot nut wees vir ons nie. Ons gaan by 'n ewige woning moet kom, en vir dit, om daar te kan kom, is ons godsaligheid baie meer belangrik. So, dit moenie jou oefeninge en jou oefenskedule, moenie jou tyd met God oordonder nie, nee. Maar al twee is goed, maar jou godsaligheid of jou oefening om 'n Christen te wees, weet daai geestelike oefening, is baie meer belangrik. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê ook vir ons, mag God julle volkome heilig maak en julle siel, gees en liggaam bewaar tot hy weer kom. So hierso hoor ons weer, almal is belangrik, maar ons siel en ons gees is regtig meer belangriker om en tot aanwins vir ons om 'n goeie, gesonde, geesvervulde en lewe te lei wat God gelukkig maak. Nee, goed. Maar kom ons kyk bietjie na hierdie liggaamsdele. Ons het nou vorige keer bietjie oor die neus en die mond en met al die makliker goed, 'n paar nuwe goedjies het julle geleer dalk, soos die sleutelbeen, die ribbebene. Maar kom ons kyk nou, hierdie is meer stelsels as wat dit dele is, maar kom ons kyk bietjie. Goed. So die eerste een is die vel, nee? Die vel is deel van ons liggaam. Die vel is verskriklik wonderlik. Die vel beskerm ons teen siektes en die son en ja, dit hou alles van ons liggaam bymekaar, nee? Dit omring ons, dit hou ons veilig. Goed. En die vel is wonderlik, jy kan voel met die vel. Het jy geweet, ek het nou die dag 'n video gekyk van iemand wat dit getoets het, ek wil dit self toets. Hy het dit getoets en hy sê dis regtig so, dat as jy garlic onder jou voete sit, dan kan jy dit in jou mond proe. Dink julle dis waar? Probeer dit bietjie. Met die garlic crush onder jou voete sit, dan gaan jy dit in jou mond proe. Ek weet daarom nie. Maar die vel is 'n wonderlike ding. Vel neem goed op, nee, soos roompies wat jy smeer en so aan. Volgende, kyk ons na ons bene. Ons bene is baie belangrik, dat ons nie soos jellies of soos, wat is daai goed wat julle, my dogtertjie hou verskriklik baie van slime. Anders sal jy lyk so slime, nee. Ek hou nie van slime in my huis nie, want dit mors ons klere vuil en dan kom dit uit nie. Maar in 'n geval is baie lekker om mee te speel, sonder bene sou ons soos slime gelyk het. Nee, so bene hou ons liggaam in die regte vorm, lekker sterk. Goed, dan kyk ons na spiere. Nou spiere is wat ons help om beweging uit te voer. Dit trek saam en dit ontspan, nee, trek saam en ontspan. Nee, trek saam en ontspan. Goed, en so kan ons beweging uitoefen. Reg, ons oefen ook ons, die mans, julle laities like moes om julle spiere te oefen, laat julle vir mekaar lekker kan wys, nee. Goed, nou kyk ons na die senuweestelsel. Die senuweestelsel is
konneksiepunte wat vanaf jou brein loop na die res van jou liggaam, jou spiere, dit dra die boodskap, né? So jy dink ek wil dit doen en jou senuwee stuur daai boodskap na jou spiere en jou liggaamsdele sodat jy dit dan kan doen. Soos ek wil 'n beker optel, jy gaan jou hand uitsteek en beker lekker vasvat en hom optel, né? So die senuweestelsel dra die boodskap na die res van die liggaam vanaf die brein. Dan het ons die brein, né? Sit hier bo, né? Die brein sit nie in jou muscles nie, né? Sit hier bo. Ja, en jou brein is daar om jou te help dink, te redeneer, boodskappe na jou liggaam te stuur en so voort. Die brein is baie meer kompleks as dit, maar ek wil nie vir julle die mekaar maak vandag nie. Goed. Dan kyk ons, wat is volgende? Gewrigte. Gewrigte is al die punte waar ons meer beweging nodig het, né, vir die liggaam. So dit is waar dele van die liggaam aan mekaar vas is, maar waar daar meer beweging kan plaasvind, né. Dit is bietjie meer kompleks as net 'n hoofbeen. Goed. So gewrigte, daar's gewrigte. Ja. Baie plekke gewrigte, skouerritte, gewrig. Goed. Volgende kyk ons na organe. Die organe is meestal hier van jou nek. Nee, ek dink die brein is ook 'n orgaan, so kom ons vergeet vandag. Maar organe is daar om verskeie funksies te verrig. Dit help byvoorbeeld met om vitamines in jou liggaam op te neem. Ons gaan nou oor dit praat, bietjie meer in diepte. En dit help dat daai vitamines na die res van die liggaam toe gestuur word, dat ons liggaam gesond kan bly, want dis hoekom ons eet tog, né? Laat ons vitamines uit ons kos uit kan kry, dan gaan dit in die liggaam in. Nou dit gebeur meestal daar in jou organe. Dit word oral na verdeling gestuur deur die spysverteringsstelsel. So jou kos gaan in jou liggaam in, dan gaan dit deur die spysverteringsstelsel en dan trek dit al daai vitamines en voedingswaardes en goed na die res van jou organe. En daai organe verrig weer 'n funksie, soos jou niere, jou lewer, jou pankreas en dan kry jy ook jou hart en jou brein en al daai goed. Hulle het ook voeding nodig, né? Goed. So ons het die organe, ons het die spysverteringsstelsel. Kom ons doen die longe. Die longe en die hart en jou bloed gaan ons saam bespreek. Dis baie belangrik. Goed. Die longe neem suurstof in, né? Ons almal weet dit. En dan pomp die hart. Dan gaan daar kom bloed in jou, die hart pomp bloed in jou longe in, né? Kom nou suurstof in die bloed in en dan pomp, soos die hart aanhou pomp, dan stuur dit weer daai suurstofdraende bloed na die res van jou liggaam, soos die organe, die vel, die spiere wat suurstof nodig het. Nee, so daai werk alles lekker saam. Jy kry suurstofdraende bloed en nie suurstofdraende bloed. Suurstofdraende bloed is meer 'n helder rooi kleur. Dis die bloed wat net vars uit die longe uitgepomp word nadat dit in die longe ingegaan het en nie suurstof gehad het nie. Goed, so dit kom by die een kant in sonder die suurstof en dan gaan dit aan die ander kant uit by jou liggaam met suurstof. Great. Ons leer nou baie bietjie meer ingewikkelde goed, nee. Ek probeer dit so maklik as moontlik vir julle maak. Maar julle is slim. So ek weet julle gaan hierdie verstaan. Ek dink ons het nou redelik alles verduidelik. Ek hoop so. As ek iets gemis het, laat weet ons in die kommentaar, né? Dis hy. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of ons dan nou eet of drink of enigiets doen, moet ons alles doen wat God gelukkig maak. So, dit is belangrik om na ons liggaam te kyk, om goed te eet, gesond te eet, te oefen, om die woord in te neem, om te lewe soos die Here van ons verwag, sodat ons hom kan bly maak, en 'n goeie verhouding met hom kan hê, né, wanneer ons dit dan nou doen, want dit is wat gaan gebeur. Dit gaan jou verhouding met die Here beter maak. Goed, so ons moet ons liggame oppas, gesond hou, en nie in die winter gaan swem, as jy maar sê, nee, jy mag nie. Okay, ons baie mense wat sê, koue maak jy nie siek nie. Koue maak jou siek.
Maar ons gaan nie stry oor dit vandag nie, nee. Pas jou liggaam op, dis al wat ek vir jou wil sê. Die Here het jou so verskriklik lief. En alles wat jy doen, straal Jesus uit. Ek weet, ons gaan dit nie altyd kan regkry nie, maar dit moet ten minste jou hart wees. Dan gaan jy dit 90% van die tyd ook regkry. Ek glo, julle gaan my woord op julle hart dra. En God se woord op julle hart dra. Tot ons mekaar weer sien en lekker leer. Bye, goed gaan!